My oukies, dis juffrou Megan hierso. Okay, so ons gaan vandag kyk na kwartaal 2 van 2025 se leerpapier, haarkappery. Okay, so jou toets tel uit 60 en jy het omtrent 'n uur om hom te skryf. Okay, onthou, hierdie kwartaal het ons omtrent net gedoen aan haar verlengings, extensions, haar byvoegings, net soos wat jy dit wil noem. Okay, so die twee wat ons baie op fokus is inklip of inknip en selfklewende, type in. Okay, so ek sê maar die Engels tussenin, want die Afrikaans maak mens maar lekker die mekaar. Okay, so inknip of inklip verlengings, dis vinnige en eenvoudige manier om voorafgekleurde hare by te voeg om 'n nuwe langer haarstel effek te skep wat sal hou vir 'n geleentheid of 'n aand uit. Dan selfklewende verlengings, dit is vooraf gekleer met hare wat klewerige dubbelsydige kleefband het. Dit is so geposisioneer dat dit aan die hare naby die kopvel vassit. Die effek wat geskep word sal langer hou, maar moet versigtig verwyder word deur opgeleide mense wat chemikalieë gebruik wat die gom losmaak. Okay, so julle almal het dit al omtrent in die klas gedoen. Inknip is daai enetjie met die lekker knippietjie, jy sit hom aan die hare, klip, daar is hy in en uit. Dan die type in ene is daai wat jy die lyk so sellotape op hom plak en jy maak die hare vas soos 'n ou toebroodjie. Okay, inknip of inklip sintetiese haarverlengings, voordele en nadele. Voordele is dis baie maklik en vinnig om te doen. Dan die hare is vooraf gekleer, so die kleur vervaag nie, dit word nie regtig ligter nie, dis maar soos jou eie haarkleur. Dan dit kan maklik gevorm en gesny word om die verlangde effek te pas of te bereik. So jy kan dit kam, jy kan dit sny, jy kan dit kleur, jy kan dit krul, dit pla nie. Mits dit moet regte hare wees. Dan vergroot fyn hare of hare wat nie volume het nie, so dit laat jou hare meer lyk. Dit laat die hare mooier en langer lyk of dikker laat lyk. En dit kan 'n vinnige koste-effektiewe oplossing bied aan mense wat langer hare wil hê. So dis 'n vinnig knip en dan het jy langer hare vir die dag. Vanaand knip, haal jy dit uit en dan jy weer jou ou hare. En dit kan met sorg tuis verwyder word mits die regte advies gegee is. Dan nadeel is benodig versigtige hantering en is geneig om baie maklik mat te raak. So dit maak so koekerigheid. Dit moet gereeld geborsel word wanneer dit toegedien word om verstrengelinge te voorkom, om koeke te voorkom. Vir my hittestilering, aangesien alle sintetiese verlengstukke baie vatbaar is om misvorm of beskadig te word wanneer oormatige hitte toegedien word. Dis dieselfde met die poppe in die klas en die extensions in die klas. Party kan jy straighten of blaas, ander gaan smelt. So jy moet mooi kyk wat jy koop voor jy dit doen. En dan dit kan traksie alopecia veroorsaak as dit verkeerd toegedien word. So as jy te veel insit, kan dit jou hare lekker trek en dit kan laat jou hare baie uitval. Dan selfkleef of plakband haarverlenging. Dit hou lank met sorg en aandag. Dit bied 'n koste-effektiewe oplossing vir die behoefte aan langdurige haarverlengings. Baie vinnig om aan te wend as enkel voorafgebonde warm verlengstelsels. So is baie vinniger om in te sit as daai kralietjies of die wat warm word. En dan ook, dit is vooraf gekleer, so die kleur fade maar soos wat jou hare nadat gekleer is ook bietjie ligter en bietjie ligter word. Dan ook, dit kan maklik gevorm en gesny word om dit te maak wat jy soek. Okay, so as jy dit 'n ander kleur wil maak en dit is regte hare, kan jy dit kleur, kan dit sny, jy kan dit straighten, jy kan dit krul. En dan ook, dis klein daaronder, vergroot fyn hare of hare wat nie volume het nie. Weer, dit maak jou hare dikker, meer lyk, dit meer volume. Dan nadele, hierdie is nou die plakkes. So,
benodig sorgvuldige instandhouding tuis. Dis adviesprodukte is noodsaaklik om die voorkoms te behou. So jy gaan moet na dit kyk. Dan, dit moet deur opgeleide personeel by die salon verwyder word. Jy kan dit by die huis ook verwyder, maar onthou jy daai spray wat jy aanspuit om die gom bietjie nie so stikkie te maak nie, laat jy hom kan uithaal. Ook met hierdie een vir my, hitestilering, as dit veral sinteties is, as dit fake hare is, want dan gaan dit of smelt, of brand, of koek. So probeer om dit nie so baie hitte te gebruik nie, en hierdie kan ook traksie alopecia maak as dit verkeerd ingesit word. Ok, hier is van die andere, so jy kry keratin warm verbinding, of 'n U-tip. Onthou, dis daai wat jy daai dingetjie insit, jy het jou haartjie, en jy het jou stukkie extension, wat so bietjie gom aan het, jy maak hom warm met die tang, jy draai hom so in jou vinger, en daar gat jy. Dan het jy die koue verbinding, of die microlink haarverlenging, so dit is daai wat jy die klein kralietjie het, wat jy die haartjie insit, en jy knip hom toe met jou tangetjie. Dan het jy die inwerkhaarverlengings, waar eers moet jy die hare vleg, in cornrows of in klein vlegseltjies, en hierdie is veral wat Afrika op afrohare perfek werk. Ok, so jy vleg dit in cornrows of klein vlegseltjies, en dan werk jy dit met naald en garing in, of naald en wol. In gom, waar jy ook 'n stukkie het, jy kry haargom, jy sit dit daarom en jy plak hom aan die hare. Probeer laat dit nie op die kopvel kom nie. Ok, goedjies wat jy nodig het, nou daai kan jy gebruik vir die warm ene. Micro ringetjies, jy kry 'n micro tangetjie. Nou hierdie is nou vir enige tipe extension vir goed wat jy nodig het. So dit is nie almal op dieselfde nie. Dan het jy jou haknaaltjie. Jy het borsels en kamme nodig, jy het haarstuk kleefband nodig, naald en garing, verdelingsknippe, keratin hegstokkies, hierdie is vir die warm wat saam met daai borsel, saam met daai tang gebruik word. Dan het jy kopvelbeskerm hittepapiertjies, verbindingsgom, 'n gomverwyderaar, wol, 'n gomgeweertjie en 'n houtloop. Ok, kontra-indikasies is goedjies wat jy nou kyk voor die tyd, dat jy sien dat daai persoon se kop reg is en dat haar hare wat sy nou het reg is om extensions op te kan doen. Ok, so nommer 1, kyk jy vir velsensitiwiteit, kyk dat die persoon nie dalk allergies is vir iets nie, jy kyk na allergieë, haar en velafwykings en enige mediese advies. Ok, dan berei jy die hare voor. Onthou, haarverlengings word aangebring tot op 'n punt wat 'n hoefystergedeelte daarbo op die kop, om die kop by die slape sal skep. Onthou, hierdie, al wat dit hier omtrent sê is, onthou as extensions insit, as ek 'n pony maak, wil ek nie extensions hier aan die kante sien nie. So jy sit dit hier agter, omtrent daar waar jy 'n pony sal maak op daai stukkie, sit jy die meeste extensions, want dit gaan nie so maklik wys nie. Ok, dan is ons by die anatomie en die basiese beginsels van chemie. Ok, so materie is enige stof wat ruimte beslaan en massa of gewig het. Daar ons het in die klas gesê, dit is letterlik enige iets wat spasie vat. So jou telefoon vat spasie en jou stoel vat spasie en jy vat spasie. So dis omtrent enigiets om jou. Kat, plante, koffie, 'n borsel, 'n kam, 'n haardroër, enige iets. Ok, dan moet jy ook hierdie weet, alle materie bestaan in een van die 3 verskillende fisiese forme. So hy kan of solied wees, of 'n vloeistof, of 'n gas. En regtig die maklikste om hierdie te onthou, is met water. So water as hy solied is hy 'n ysblokkie. Dan water as hy 'n vloeistof is water in 'n glas wat jy kan drink,
En water in 'n gasvorm is soos as die ketel kook en die stoom gaan daarbo uit. Daai stoom daarbo is nog steeds water, dis net in 'n gas toestand. Dan moet jy ook onthou fisiese en chemiese veranderinge. Materie kan op 2 verskillende maniere verander word. Fisiese kragte veroorsaak fisiese veranderinge. Chemiese reaksies veroorsaak chemiese veranderinge. 'n Fisiese verandering is 'n verandering in die vorm of fisiese eienskap van 'n stof sonder 'n chemiese reaksie of die skepping van 'n nuwe stof. 'n Chemiese verandering is 'n verandering in die chemiese samestelling of samestelling van 'n nuwe stof. OK, baie woorde, ek weer eens te mekaar. Ek gaan nou onthou wat ons in die klas gedoen het. Nou, 'n fisiese verandering is, hierso het ek 'n suurlemoen. OK, ek sny die suurlemoen en ek sit nog steeds met 'n suurlemoen, hy's net gesny. OK, so ek het begin met 'n suurlemoen en ek het geëindig met 'n suurlemoen. Fisies, dis iets wat fisies verander. Ek kleur my hare fisies rooi. Dan 'n chemiese verandering is iets byvoorbeeld soos ek het 'n houtstomp, die stomp brand, ek het nie meer 'n houtstomp nie, ek het nou as. OK, hier's nog 'n paar voorbeelde, weer eens in Engels. So fisiese veranderinge is matter changes form but not chemical identity. So hy verander sy vorm, maar nie wat hy is nie. So hierdie is 'n roomys, die roomys smelt, dit is nog steeds 'n roomys, hy's net gesmelt. Papier wat geshred word, is net klein stukkies papier. Hout wat gekap word, is nog steeds hout, dis nou net in kleiner stukkies. En iets wat kook, byvoorbeeld noedels, dit was rou noedels voor die tyd, nou het jy dit gekook, nou is dit gaar noedels. Chemiese verandering is, a chemical reaction forms new products. So, jy het hout, dit brand, dit word as. 'n Vruggie wat vrot, kom ons sê die peer, hy vrot, dit is nie meer 'n peer nie, dis 'n vrot, ewie situasie. Ietsie wat roes, soos 'n spyker of 'n pan, daai roes verander heeltemal die ding, dit is nie meer die spyker nie, hy roes nou, hy's nou geroes. En iets in jou maag, jy eet, dit was sê maar appel gewees, hy gaan in jou maag en in jou maag is hy nie meer 'n appel nie. OK, dan, hierdie is regtig baie belangrik, is die pH en die pH skaal. Jy doen dit nou en jy doen dit volgende jaar weer. Alhoewel pH die afkorting is wat hulle gebruik vir potensiële waterstof, wanneer jy van salonprodukte praat, is dit een van die chemiese eienskappe wat die minste verstaan word. Let daarop dat pH geskryf word met 'n klein p en 'n hoofletter h. OK, en die term pH verteenwoordig die hoeveelheid waterstof-ione. 'n pH-skaal is 'n maatstaf van die suurheid en alkaliniteit van 'n stof. Dit het 'n reeks van 0 tot 14. 'n pH van 7 is 'n neutrale oplossing. 'n pH onder 7 dui op suur en 'n pH bo 7 dui op 'n alkalisiese oplossing. OK, so as jy hierso kyk na die pH-skaal, net my merkertjie hierso kry. OK, so van 0 tot by 6.9 omtrent is 'n suur, van 7.1 of 8 tot 14 is alkalies. OK, so jou hare lê hierso, 4,5 tot 5,5. OK, so as jy jou hare perm, 'n perm is gewoonlik op 'n pH-skaal van 6 tot 8, so nou gaan jou hare baie meer alkalies, dan gebruik jy nou weer iets soos 'n neutraliserende conditioner of so, om jou hare weer te probeer daar kry, want daai kant toe en daai kant toe is sleg vir jou hare. So dis is hoekom sal sien verslapper wat hulle op afro hare doen, is baie sleg, hy is verskriklik alkalies.
En dit is hoekom hulle altyd weer 'n neutraliserende conditioner gebruik om probeer jou hare weer terug te kry. Al wat jy hier ook moet onthou is neutraal is 'n 7 en is net op 'n 7 en dit is gewoonlik water. Okay, dan die wetenskaplike studie van hare en sy siektes en versorgings word trichology of tricho, ek weet nie om dit in Afrikaans mooi te sê nie, genoem. So trichos of trichos is haar en ology beteken die studie van. So dit beteken die studie van hare. 'n Volwasse string menslike hare word in 2 dele verdeel, die haarwortel en die haarskag. Die haarwortel is die deel van die hare wat onder die oppervlak van die epidermis of die buitenste laagie van die vel geleë is. Die haarskag is die gedeelte van die hare wat bo op die epidermis uitsteek. So is dit. So alles bo is die haarskag, alles onder is die haarwortel. Dan kry jy die aartjies en die spiertjies en alles wat ons oorgeleer het. Okay, so hierso is hy nou mooi. Ek dink nie regtig ek vra iets van hierdie nie, maar ek wil baie graag hê jy moet hierdie name leer onthou. Onthou die sweetkliere is wat jou sweet, wat jou olierig maak. Die erector pili spier is daai spiertjie wat as jy hoendervleis kry, so hy trek vinnig saam, al die haartjies skiet op, jy kry sensasie en jy kry hoendervleis. Dan het jy die dermale papilla, is wat jou hare begin voed, wat aan die bloedvate gekoppel is. Jy het die haarbol, die haarwortel, die oliekliere, die epidermis wat die vel is en die haarskag wat bo uitsteek. Haarfollikel is die buisagtige sak in die vel of kopvel wat die haarwortel bevat. Die haarbol is die onderste deel van die haarstring. Die dermale papilla is 'n klein keelvormige hoogte wat aan die basis van die haarfollikel geleë is wat in die haarbol pas. Die erector pili spier is 'n klein onwillekeurige spier in die basis van die haarfollikel. Talgkliere is die oliekliere in die vel wat aan die haarfollikels verbind is. Die talgkliere skei 'n vetterige of 'n olierige stof af wat sebum genoem word. En sebum smeer die vel. Dan struktuur van die haarskag, onthou hierso baie mooi, maak seker jy ken dit al, die medulla is heel binne die kern van die hare, daai klein stukkie daarso. Dan die cortex is die grootste en die belangrikste laag van die hare. Dis daai wat daar binne is, soos ons hare kleur, of bleach, of relax, of perm, wil ons hê daai stukkie moet gesond en reg wees, want dit gaan daar binne. En dan die horinghuidlaag of die cuticula is die buitenste deeltjie, daai skibbietjies wat oop en toe gaan. Hierdie gaan ek net vinnig vir jou weer oorgaan. Sy bindings van die cortex, onthou die cortex is nou daai binnedeel. Daar's 3 tipe sybindings, waterstof, sout en disulfied bindings. 'n Waterstofbinding is 'n swak binding wat maklik deur water of hitte verbreek word. Waterstofbindings word verbreek deur die hare nat te maak met water, wat dit moontlik maak om die hare te rek en om rollers gedraai te word. Die waterstofbindings hervorm wanneer die hare droog word. Okay, so jy het nou jou hare gewas, shampoo en conditioner en nou draai jy dit om 'n groot roller. Jy laat dit droog word en as jy daai roller uithaal, het jy daai krul. As jy 'n klein krulletjie of 'n klein rollertjie ingesit het, het jy 'n klein krulletjie. Okay, maar as jy hare weer nat maak, is dit weg. So jy het nou mooi jou hare ingedraai, dit baie mooi klein krulletjies gemaak, maar dan maak jy hare weer nat en jou hare soos dit was aan die begin. Dan 'n soutbinding is ook 'n swak binding tussen die polypeptied kettinge. Onthou, dis daai klein kettingkies wat in jou hare is, wat jou haartjies aan mekaar vashou. Soutbindings is afhanklik van pH, so dit word maklik deur sterk alkalisiese of suuroplossings gebreek. Al is dit swak bindings, is daar soveel van hulle dat hulle ongeveer 1/3 van die hare se algehele sterkte uitmaak. 'n Disulfied binding is 'n sterk chemiese binding wat baie verskil van waterstof of soutbindings.
Die sulfietbindings word nie deur water gebreek nie. Hulle word gebreek deur permanente golwe, deur 'n perm, 'n chemiese haarverslapper of 'n relaxer wat die vorm van die hare verander. Daarbenewens breek normale hoeveelhede hitte, soos die hitte wat in 'n termiese stilering gebruik word, nie die binding nie. Okay, so jy perm jou hare en jou hare is van nou af krullerig. Okay, al maak jy dit nat, dit krul nog steeds. Al maak jy dit reguit en dit word weer nat, dit gaan nog steeds krul. Okay, onthou hierdie is maar net wat jy moet onthou, dit is hoe dit binne in jou hare lyk. So daar's sout bindings, waterstofbindings, disulfietbindings oral. Dan, natuurlike haarkleur is die resultaat van die pigment wat in die korteks geleë is. Melanien is die klein korreltjies pigment in die korteks wat natuurlike kleur aan die hare gee. Die twee tipes melanien is eumelanien en pheomelanien. Eumelanien verskaf natuurlike donkerbruin tot swart kleur aan hare en pheomelanien verskaf natuurlike kleure wat wissel van rooi en gemmer tot geel en blonde kleure. Okay, so as jy dit so onthou, eumelanien is donkerbruin, swart pigment, pheomelanien is jou geel, rooi en ligte bruin pigmente. Tipes hare. Die twee hooftipes hare wat op die liggaam voorkom is velleshare en eindhare of terminale hare. Velleshare is kort, fyn, ongepigmenteerde en donserige hare wat op die liggaam verskyn. Velleshare het amper nooit 'n medulla nie. Dit word algemeen by babas aangetref en kan tot puberteit by kinders voorkom. Op volwassenes word velleshare gewoonlik aangetref op plekke wat normaalweg as haarloos beskou word, soos jou voorkop, jou ooglede, jou kaalkopvel, sowel as byna alle ander areas van die liggaam, behalwe op jou handpalms en voetsole, so daar's nooit hare nie. Terminale hare is die lang, growwe, gepigmenteerde hare wat op die kopvel, bene, arms en liggaam van mans en vroue voorkom. Terminale hare is grower as velleshare en met die uitsondering van gryshare is dit gepigmenteerd. So dit is daai fyn, die eerste enetjie is daai fyn haartjies. Kom ons sê, toe jy 'n klein dogtertjie was, het jy nie beenhare geskeer nie, jy het seker lekker dun, fyn haartjies gehad op jou bene. En toe het jy ouer geword, jy het hormone, jy groei, en toe word dit terminale hare. So dit word hierdie lekker lang, stekerige, swart beenhare wat mens moet skeer. Okay, en dit gaan nie weer weg nie, dis nou daar. Okay, byvoorbeeld, hierso velleshare en vir alle man se baard is terminale hare. Dan die vel is die grootste orgaan van die liggaam en as jy kyk na die fisiese eienskappe van die vel, het jy die epidermis, jy die dermis en jy die subcutane weefsel of die vet. Want almal het vet, al is hulle hoe maar. Die epidermis is die buitenste en dunste laag van die vel. Dit bevat geen bloedvate nie, maar het baie klein senuweepuntjies. Die dermis, ook bekend as die ware vel, is die onderliggende of binneste laag van die vel. En dan die subcutane weefsel is die vetterige weefsel wat onder die dermis voorkom. Dit gee gladheid en kontoer aan die liggaam, bevat vette vir gebruik as energie en dien ook as 'n beskermende kussing vir die vel. Okay, velanatomie, gaan kyk mooi, epidermis, dermis en jou vetlaagie, dan het jy jou hare, jy het sweetgaatjies, jy het senuwee, so as jy jou steek met 'n naald gaan jy dit voel, jy het sweetkliere, jy het jou haarbol, is daai stuk wat in jou velletjie mooi, in jou vel mooi is, jy het are, slagare en weer eens vetweefsel. Hoe die vel gevoed word, bloed verskaf voedingsstowwe en suurstof aan die vel. Voedingsstowwe is molekules uit voedsel soos proteïene, koolhidrate en vette. Hierdie voedingsstowwe is nodig vir selle, sellewe, herstel en groei.
Die vel kan nie behoorlik van buite na binne met kosmetiese produkte gevoeg word nie. Dit moet voeding hê van voedsel wat ons eet. Okay, so as jy gesond eet, vitamines drink, van binne af, gaan jou vel beter lyk, jou hare gaan groei, jou naels gaan groei. Maar jy kan nie iets sommer net op jou vel sit en boeps, daar groei jou hare vinniger nie. Dan, wat is die funksies van die vel? Dit beskerm jou, dit gee vir jou sensasie, so die wind waai, daar sit 'n vlieg op jou, dit gee sensasie. Dan dit reguleer jou hitte, dat jy nie te warm nie te koud kry nie. Dit help met uitskeiding, soos as jy sweet, afskeiding en absorpsie. So as dit droog is, sit jy room op en hy absorbeer daai room in jou vel in. En dit is jou leerpapier. Baie sterkte en hard leer.